Hy het laat eendag by ons aangekom. Hy was baie siek, bronchitis, koue koors. Hy's 'n duister mens, mevrou. Is hy in die moeilikheid? En daar was eergister 'n polisieman by hom. Hy het kom ondervra. Ons huisves nie graag misdadigers nie. My pa is nie 'n misdadiger nie. Ek sê iets vertel van jou dogtertjie. Ek sien sy vat vir Dressler aan in die koerant. Sy speel met vuur. Ek ken vir Dressler. Jy soek moeilikheid as jy iemand soos Dressler aanvat en sy soek moeilikheid. Hy het gesê hy is majoor van Dijk en hy is in beheer van die ondersoek na Niels se dood. Jy is geen majoor van Dijk by moord en roof nie, mevrou. Ek beloof jou dit. Al ek het nie ander mense se welsyn nodig, die kaptein. Vat terug die klere. Dis 'n geskenk van AB Clothing, oom. Vat dit. Maar kyk na daardie etikette. Dis nie AB Clothing, die kaptein, dis prinses. Nou, hoekom lieg jy van my oor waar die goed vandaan kom? Wie het die foto geneem? Ek weet nie, ek het net so in die pos aangekom. Seker die suster by die inrigting. Kom saam mee. My liewe vader tog. The witch puts Hansel into a cage. Hallo? Kelly, is Adam Gerber. Is Lisa daar? Sy is seker hier by die ander kinders. Hoekom? Gaan kyk gou. Is hy hier? Ja. Wat is aan die gang? Was hier 'n man wat foto's van die kinders geneem het? Nee. Hoekom? Ek het hierdie foto oor die pos ontvang. Marina het soortgelyke foto's ontvang. Nou, ons is besig met stories oor haar man se dood. En die foto's is baie duidelike waarskuwing. Is jy seker jy was nie iemand wat foto's van die kinders geneem het of by die crash ontvang het nie? Nee. OK. Maar ek dink ons moet die ander mense ook waarsku. Die kinders is nie veilig nie. Maar ons kan nie julle al. Ek weet julle kan dit teen alles beskerm nie, maar wees op julle hoede. As jy enigiets verdag sien, bel dadelik die polisie. Jy was nog nooit moeilikheid nie. En jy laat niemand vir Lisa kom haal nie. Ek sal self aflaai en self weer kom haal. Jy weet mos ek sal dit nooit doen nie. Is jy seker dis nie dalk sommer 'n grap nie? 3 mense wat by die saak gemoeid is al dood. Dis nie baie snaaks nie, is dit? Nou, ek en Marina gaan na die polisiestasie toe, so julle kan besoek van 'n speurder verwag. Laat hy vir jou sy ID wys. Die man wat verdink word van die moorde, doen hom voor as majoor van Dijk. Hy's lank, aantreklik en baie beskaafd, maar jou nie dat mislei nie. Hy maak my bang. Ek is bang, Marina is bang, so dit maak 3 van ons. Is dit door die Dressler verslag? Ja, daarop. Kom ons kyk. Tata Ada. Het jy op jou boetie gecheck, mevrou? Is hy veilig? Ja, sover. So hierdie man vir julle waarsku. Hy het dus sy huiswerk gedoen. Hy weet alles vir julle af, meneer Gerber. Jy, mevrou. Hy weet waarskynlik wat julle roetine is. Watter tyd meneer Gerber die dogtertjie gaan aflaai en weer oplaai.
Nee, julle moet nie hierdie waarskuwing onderskat nie. Hierdie mens is 'n psigopaat. Hy het geen gewete oor wat hy doen nie. En hy raak ook nie maklik bang nie. Dis hoekom ons hier is, kolonel. Ek gaan self uit na die crash in die inrigting, meneer Gerber. Ek sal met die mense daar praat. Ons vind hulle is nogal redelik veiligheidsbewus. Daar's nog iets, meneer. Mevrou McDonald het rukkie gelede 'n onderhoud gehad met Dressler. Hy het natuurlik onskuldig gepleit op alles, maar hy het haar gewaarsku. Hy het gesê as die koerant nie ophou met die stories nie, dan gaan sy seer kry. Nou, wat het hy daarmee bedoel in soveel woorde? Ja, Vertel. hy het gesê my man het baie vyande gehad. En dat daar aantuigings teen hoë mense in sy verslag was. Ek neem aan 'n krygkor in die weermag. Hy het geskimp dat dit hierdie mense is wat hom dood wou hê. Hy het gesê hulle het die instrumente om dit te kan doen. Wat het hy daarmee bedoel? Ek het hom gevra of hy militêre inligting bedoel, maar hy het dit ontken. Lekker interessant, né, majoor? Ek dink dis tyd dat ons 'n bietjie besoek bring aan meneer Dressler. Ek het 'n afspraak met hom môre. Dalk is hy meer geneig om met my te praat as met julle. Nee, vrou, ek dink jy moet liewer wegbly. Hierdie is 'n polisieondersoek. Los dit vir ons. Ek stem saam. Jy weet, as Dressler agter dit alles sit, is hy taamlik senuweeagtig. 'n Man wat moord pleeg. Dink Iris Dressler. Ek weet nie, mevrou. Ek het hom nog altyd krediet gegee vir 'n bietjie meer intelligensie. Ek twyfel of hy so blaatant die aandag op homself sal vestig. Hy weet tog ons sal hom verdink van die fotos. Nee, ek dink nie aan sy nie. Ek gaan nie die afspraak kanselleer nie, maar ek sal wag tot u hom gesien het. OK, praat eers weer met my. Goed. Dankie, kolonel. Dis erg oor klein Lise. Dis al wat ek het. Wat het dit van haar ma geword? 'n Motorongeluk. Wanneer het dit gebeur? Ek wil nie daaroor praat nie. Ek's jammer, ek wil nie indringerig wees nie, is net ek dink ek verstaan dalk. Dit was 4 jaar gelede. Klein Lisa was toe 9 maande oud. Wat het gebeur? Kom ons loop. As Lisa iets oorkom, ek sal moord pleeg. Ek is kolonel Johnson van die polisie en dis majoor Steenekamp. Ons is hier om meneer Dressler te sien asseblief. Meneer Dressler is baie besig vandag. Ek glo nie hy sal u kan te woord staan nie. Ag mevroukie, ek is seker daarvan hy sal. Sal jy hom net sê ons is hier asseblief? Hy het 'n kwartier voor sy volgende afspraak. Ek dink ons het klaar gepraat, kolonel. Maar sit gerus. Moordleers word nooit gesluit nie, meneer Dressler. En wat kan ek vir u doen, kolonel? Ek sien nuusblad byt vas met hulle storie oor die verslag. Ek en my prokureurs besluit vandag of daar gronde is vir 'n lasterreis. Het jy enige druk geplaas op nuusblad oor die beriggewing? Kolonel, as julle gekom het om inligting in te win of my te ondervra oor kriminele dade, doen dit. Maar moenie my tyd kom staan en mors met sake wat met die gereg niks te doen het nie. Natuurlik plaas ek druk op die koerant. Want hulle insinuasies is lasterlik. En as ek besluit op 'n lasteraksie, dan is dit 'n siviele aangeleentheid wat met die polisie niks te maak het nie. Mevrou McDonald beweer u het haar gedreig. Gedreig? Ek het vir haar gesê sy moet haar stories los of sy gaan seer kry. Daar's 'n wêreldse verskil tussen dreigemente en goeie, sinvolle advies. Nou wat het u bedoel toe u vir haar gesê het, daar is mense wat die instrumente het om haar man dood te maak? Ek weet nie waarvan u praat nie. So, jy ontken dit.
Ja, ek ontken dit. En ek herhaal. Ek weet nie waarvan u praat nie. Ek is jammer oor nou die dag, Nel. Ek was omgekrap oor die pere. Sal nie weer gebeur nie. Moet sê, ek was nogal geskok. Ek verwag sulke gedrag van 'n adolescent, nie van 'n gesiene advokaat nie. Sê mos, sal nie weer gebeur nie. Ek het nou klaar die naweek met Marina gereël. Ek kan nie weer kanselleer. Dis niks nie, ons kan 'n ander naweek hou. Ek wil dit nie vir jou voorskryf nie, maar hierdie dobbelary, is dit regtig nodig? Ag, is 'n stokperdjie. Maar ons gaan rugby toe. Stokperdjie, dis 'n obsessie. Ek perk my lewe lank mors dood vir 'n paar pennies en jy mors dit uit in 'n middag. Hoor jou? Hoe lank ken jy al vir Dressler? Ek het 'n saak vir hom gedoen 2 jaar gelede. Is julle goeie vriende? Vriende. Dressler het nie goeie vriende nie. Hy is omring met mense wat betaal word daarvoor en sê klaar is met hulle dan vergeet hy van hulle. Iemand van Marina sê wat ek gesê het hoor. Dressler is 'n hartelose mens. Sy moet hom nooit onderskat nie. Hoekom sê jy nie self verhaal? Die situasie tussen my en Marina is maar vrotterig. Jy het nog skaars 2 sinne vir mekaar gesê. Bring jy ons by mekaar? Dan sê ek daar. En dan probeer jy jou bes om met haar klaar te kom. Sure. Ek moet haar klop slaap. Sien jy? Wat maak jy hier so? Maar 5 minute. Ja, kom, wat maak jy? Het gaan oor Henry. Kom eens gaan. Ek glo dit nie, Marina. Ek dink jy is net op hol oor julle bang is vir die gevolge van julle berigte. Maar luister na my. Henry sit in die inrigting. Hy gaan skool toe. Hy is onbeskermd. As hulle hom wou leed aan hom kon ons mos lankal gedoen het. Maar verstaan nie die erns van die situasie nie. Ek verstaan maar al te goed. Henry is my kind. Maar wat kan dit hulle baie deur hom te wil seermaak? Dis nie vir hom wat hulle wil bykom nie, dis vir my ma. Nou maar los dan die stories. Wat bring dit jou in die sak? Toe sê my. Fred het gesê ek moet jou waarsku. Hy ken vir Dressler en jy moet oppas vir hom. Ek is bang vir die man, dit is hoekom ek hier is. Nou maar los dan die stories. Kan dit nie weer lewendig maak? Kan dit jou lewe weer beter maak? Nee, maar intussen stel jy my kind se lewe in gevaar en dit nie vir sensasie. Die koerant kom net sy publieke verantwoordelikheid na ma. Wat sal onsin? Wat se verantwoordelikheid het hy teenoor die publiek? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor sirkulasie, oor geld. Jou koerant is 'n besigheid en al wat hy moet doen is meer geld maak, meer en meer geld. Wat gee hy om vir die gewone mense in die straat se ongeluk, se dood, se siektes? Net solank dit goed lyk in vet letters op die voorblad. Maar praat nou ons en maar weet dit. Marina, as Henry iets oorkom, dan hou ek vir jou verantwoordelik vir jou alleen. Verstaan jy? Ek het nie gekom om met ma te beklei nie. Ek het net kom sê wat aan die gang is. Ja, maar wat kan ek doen? Sê my, wat kan ek doen? Maar jy kan iets doen en jy wou nie. Ek was by die polisie. Oh. En nou is jou hande skoon gewas. Marina, jy moet leer om ander mense ook in ag te neem. Jy sê jy's nie wraakgierig nie, maar wat anders is dit? Hoekom beklei ons so, ma? Ek het met Fred gepraat oor die naweek. Ons kan vir Henry ergens heen neem. Kolonel, ek was nog nooit onwillig om julle te help nie. Maar julle wil nie glo wat ek vir julle sê nie. Die koerant, die nuusblad, is besig om 'n klimaat van agterdog teen my te skep. Jy erken self, julle het geen bewys dat Grinling aan onnatuurlike oorsake dood is nie. Jy erken, die vrou in die Kaap het haar waarskynlik net verongeluk met haar ketel. Maar jy insinueer nog dat ek iets weet van moord. Kolonel, ek laat my nie intimideer nie. Nou moet jy my verskoon,
Maar as u daarop aandring om hierdie gesprek voort te sit, dan moet u asseblief buiteloop wag totdat my prokureur en my advokaat hier is. Liewe land, alles is nou ewe skielik my skuld. Van moord tot die afdreiging van onskuldige kinders. Die man is die enigste skakel wat ons het in verband met hierdie saak. Waarom anderster sou hy nou McDonald's se store deursoek? Hy is professioneel, kolonel. Geen vingerafdrukke in die stoor nie, geen spoor van vingerafdrukke op die foto's of die koeverte nie. Met 'n identiteit weet ons ten minste hoe hy lyk. Elke mens maak 'n fout. En hy het sy fout gemaak toe hy homself aan mense geopenbaar het. Ja, kolonel. Hi. En dit? Jammer jong. Karen wil net gou 'n berig regmaak. Sy kan op my masjien kom werk, sê wel. Toe maar. Ek sal so lank gaan koffie drink. As jy my wag, gaan ek saam met jou. Okay. Gee my nog net so 5 minute. Hey. Ek is jammer ek was nou eendag so kort af met jou. Ek was laat vir my volgende afspraak. Ag, is okay. Hoekom lyk jy so af? Ek's net besig. Ek sien julle maak groot voorblaaie. Hoe gaan dit? Okay. Maak julle daarom vordering? Karen, ek en jy is in 2 kampe oor die storie. Kom ons los dit. In 2 kampe? Van wanneer af? Dressler is jou vriend. Nou is my vyand. Ek het nog nooit gesê Dresser is my vriend nie. Hy en Neil was dik in met mekaar, maar dit het niks met my te doen nie. Neil was nooit in sy lewe dik in met Dressler nie. Wel, hy dag en nag saam met hom in sy hotelkamer vergader. Hy en ander mense. Waarvan praat jy? Ek praat van die tyd toe jy my so verdink het. Dressler was in die Cape Sun. Ek was ook daar, soos op dieselfde vloer. Ek het Neil nie net 1 keer by Dressler gesien nie, maar dosyne kere. Terwyl hy besig was met die verslag. Ja, die week van sy dood. Was seker oor die verslag. Wel, vir 'n ou wat besig was om 'n verslag oor iemand te skryf, was die twee besonder vriendelik met mekaar. Wat probeer jy my vertel? Niks. Net wat ek sê. Hulle het nooit in die openbaar ontmoet nie. Hulle het altyd saam in Dresser se suite geëet. Ek weet, want ek het 1 keer saam met hulle daar geëet. En ek wil vir jou een ding sê. Daai twee was beslis nie kwaad vir mekaar nie. Ek glo dit nie. Glo wat jy wil. Ek het dit gesien. En wat het jy daar gemaak? Ek was op 'n fashion shoot. Ek bedoel by die ete. Alwyn Dresser het my genooi. Hy het my in die foyer raakgeloop en gesê ek moet opkom boontoe. Neil was toe ook daar. Karen, ek is nou eerlik met jou. Ek glo nie 'n woord wat jy sê nie. Jy lieg oor alles. Hoekom sê jy nou skielik die waarheid praat? Waar lieg ek oor alles? Toe, sê my. Ek is weg by Miss Charming. Bel hulle en vra hulle. Ek het 'n beter aanbod by Donatello's gekry. So sê vir my. Waar lieg ek? Gaan kantoor toe. Ek sien jou weer. Neil was nie wat hy aan jou voorgegee het om te wees nie. Wat bedoel jy daarmee? Net wat ek sê. Kyk. Ek neem jou nie kwalijk dat jy hom wil glo nie. En ek is seker hy was ook baie lief vir jou. Maar ou sussie, Neil het nie altyd die waarheid gepraat nie. En dis 'n understatement. Verskoon my. Wag. Jy gaan nie verder kom met jou storie oor Dresser nie. Want jou uitgangspunt is dat Neil die onskuldige slagoffer van die man was. Maar as Neil dit nie was nie. As Neil en Dresser vennote was, wat dan? Karen,
Jy's besig om kwaad te steek. En ek is nie so naïef om my weer deur jou om 'n bos te laat lei nie. Ek weet nie wat jou motiewe is nie, maar dit maak my siek om die minste daarvan te sê. Ek sê wat my motiewe is. En eendag, as jy die waarheid uitgevind het, dan sê jy verstaan dat ek jou eintlik probeer waarsku het. Hoekom sien jy nie verniel soos wat hy was nie? Wil jy regtig in sy verlede rondgrawe? Wil jy regtig weet wie en wat Neil was? Ek dink nie so nie. Partykeer is dit beter om in 'n fantasie te lewe as om die nare werklikheid om jou te hê. Hoi, hoe gaan dit met die mooiste meisie in die hele wêreld? Hartseer en alleen. Wel, dit is 'n skande. Kom jy laat ek dit vir jou so klein bietjie beter maak? Is dit 'n voorstel, 'n uitnodiging of sommer net 'n gewone opmerking? Wat maak jy vandag? Sorry, vanaand is uit. Ek het 'n afspraak met die nuusredakteur. Gerber? Ja. Wat van môre aand? Môre aand's fyn. O, nee, ek kan nie. Ek is môre aand in die Kaap. Ek het niks in die Kaap nie. Vat my saam. Kan nie, van my meisie. Ken ek al? Hoopelik is Marina. Gaan jy en Marina alleen Kaap toe? Besigheid. Wat 'n besigheid? Staatspresident. Dressler. Jy's te slim, ou girl. Wat van Vrydag aand? Vrydag aand. Hoekom dan nou nie? Of ek sê behoor. Ek kan nie wag nie. Hallo. Welkom namens die bestuur. Die beste tafel vir die beste klante. Kom saam. Ek is nogal geëerd. My eie persoonlike broerskind en ek was nog nooit genooi na die beste tafel. Dit vat Marina om na die liewe terug te keer om vir my te nooi. Jy jok, Auntie Dot. Jy was al 1000 keer die eregas. Ag, ek speel net my kind. Hallo, Auntie Dot. Hallo, Dries. Jy sit hier. Dankie. Hallo, jy. Dina het my gesê, dis die wonderlikste nuus wat ek in jare gehoor het. Geluk. Dankie. Hierso. Ja, wel ons het moeg geword om so in sonde saam te leef. Die mense is kinders. Die kerk, die stadsraad, kollegas by die departement, en jou berse crash. Wat 'n opoffering, né? My niggie Dina en ook Dries. Mag julle lewe lank, produktief, vol perspektief en 'n paradys op aarde wees. Ek sien jou kollegas hierso. Aha. Wat sê jy drink, Lisa? Wat van Pims? Nee man, Karel is nie van geld te mekaar gesit nie. 'n Coke. Okay, ek sal maar opoffer. Hoekom jy so kind? Dit selfish. Dankie. Goed, kos kyk. Ek wil so nou eers gou gaan neuspoeier weg gaan saam. Nee, kom saam. Kan jy dit maar? Hoe gaan dit met my beste pelse meisie? Ek verlang nou. Ek voel al skuldig oor ek en Dina so gelukkig is. Dina is die beste vriendin op aarde. Dat sy gelukkig is my wonderlik. Neil was ook mal oor haar, hè? Snaaks hoe mens altyd terugkeer na die mense wat vir jou die meeste beteken. Terwyl ek in Tara was sy baie die enigste persoon wat ek wou sien. Sy en my ma. Ons is bekommerd oor jou. Oor jy nie oor Neil se dood kan kom. Ek is bang. Hoekom? Daar word dinge van Neil gesê. Marina, Neil was 'n eerlike mens. As hy my bedrieg het, dan glo ek nooit weer om my oordeel oor mense nie. Maar ek twyfel en ek haat myself vir ek twyfel. Jy sien, eerste mens aan wie ek dit erken. Ek is bang ek delf en vind uit, hy was nie die Neil wat ek geken het nie. Ek sal nooit weer in 'n mens kan glo nie en ek weet nie hoe ek daarmee sal kan saamleef nie. Mense moet miskien nooit soveel verwag van mense nie.
Die Bybel sê mos moet op prinse nie vertrou nie. As Neil nie van die prinse was, dan is daar 'n afgryslike boosheid agter. Was dit die laaste paar weke van sy lewe so min gesels? Hy het my niks van die verslag gesê nie. Hoekom nie? Dit kan tog nie wees dat hy my nie vertrou het nie. Is dit omdat hy skuldig gevoel het oor wat hy doen? Is dit hoekom jy so obsessie het oor Dressler? Het ek 'n obsessie oor hom? Tot sê so, Dina sê so. Daar's iets so walgliks omtrent die man. Dis wat my die meeste kwel. Dat Neil saam met my kon leef terwyl hy miskien met Dressler gekonkel het. Maar Reina, ek glo nie dat Neil met Dressler gekonkel het nie. Weet. As jy leef saam met 'n mens, jy dink jy ken hom. Ek het altyd gedink Neil is hierdie georganiseerde, geordende persoon. En toe hy dood is hy boedel in chaos. Toe ek dit hoor, was ek so geskok. Ek het gedink, hoe kon hy so nalatig wees? Hoe kon hy vergeet het om vir my te sorg? En dit terwyl hy tydig en ontydig my vertel het hoe lief hy my het. En dan haat ek myself omdat ek hom verwyder terwyl hy dood is en ek lewe. Maar daar was 'n deel van sy persoonlikheid wat ek nie geken het nie. En ek voel skuldig. Ek voel asof ek naïef was, asof ek dom en kinderlik was. Dit voel asof ek persoonlik met Dressler gekonkel het. Ek voel vuil en ek kan dit nie help nie. Ag nee, maar hoekom drink julle so stadig? Ekskuus, ek gaan net gou kyk wat in die kombuis aangaan. Ek moes jou nooit na die restaurant gebring. Jy kan my vat net waar jy wil, solank jy betaal. Ek ken die bestuurderes van hierdie plek. Sy's 'n ou vriendin van Marina. Ja? Ja, En? en sy's kapabel en vergiftig ons kos. Jy weet, ek ken nie twee vroumense wat mekaar nie tot hulle diepste wese haat nie. Veral mooi vroue soos fotografiese modelle, aktrises en bestuurders van restaurante. Jy spot seker. Nee, is die eerlike waarheid. Die Bybel het baie min gesê oor vroue, maar wat hy gesê het is evangelie. Soos wat? Die skoonheid van 'n vrou sonder oordeel is soos die goue ring aan die snoet van 'n vark, vriend S. Chauvinis. Nee, sê ek is vriend Salomo en ek twis nie met wyse manne nie. Ek is seker jou wyse vriend Salomo het ook baie te sê gehad oor afguns. Seker het. Is jy afgunstig? Op wie? Op Marina? Nee, wat? Sy het 'n mooi hartseer gesiggie. Wat sê jy van haar? Ja, sy is mooi. Sy is hartseer. Sy steek dit net goed weg. Ag nee. Moenie vir my sê jy val ook vas soos al die ander mans nie. Val ander mans vra. Ja. Almal van hulle. Hulle is soos dorsbeeste wat na 'n krib toe hol. Maar jy's anders. Ek kan dit sien. Kan jy? Hallo Karen. Hallo. Hallo Lisa. Hallo, Marina McDonald. Jy lyk baie mooi. Ek het vir Adam gesê as hy nie vir my 'n nuwe rok koop nie, dan gaan ek nie saam met hom uit. Tipies vroumens. Ek probeer my as af om te leer om jeans en tekkies te dra. Verskom my. Ja, sekere dinge wat jou vrou nooit sou afleer nie. Mooi klere is een. Ek wil nie plan nie. Wou net kom hoor of ons afspraak vir môre middag nog staan. Ek het niks van die polisie gehoor nie, so veronderstel is in die hak. Ons gaan vir vriend Dressler sien. Marina, ons kos is reg. Geniet dit. Sien jy? Net 'n mooi gesiggie. Verder niks. Ek wonder of jy nie ook 'n draai moet gaan maak by Tara nie.
Miskien het jy 'n groter probleem as sy en dalk kan hulle jou nog iets leer. So, wat is die storie dat sy môre die staatspresident gaan sien? Sy is jou pelle kom gaan vra aan. Meneer Goosen, ek hoor meneer soek my. Ja, hoekom het jy my nie kom sê van die fotostorie nie? Ek was gister so 'n bietjie besig, ek kon nie daarby uitkom nie, meneer. Jy was polisie toe ook, hoor ek. Ja, hulle dink ons moet dit nie ligtelik opneem nie. Ja, ek dink ook is ernstig. Wie het dit ook al geneem het dit presies geweet wie werk in die Dressler storie. Maar hy het dit nodig gehad om die koerant op te tel. Die byline staan daar vir enigiemand wat kan lees. Winkler se naam was ook daarbey. Ja, maar hy het die kinders nie. Wie ook al die foto's geneem het gereken dis genoeg om my en Marina McDonald te intimideer. Van nou af geen bylines meer nie. Nie by die Dressler stories nie. Is te laat. Nuusblad kan nie soog voor dreigement en buitendien Dressler weet wie die stories doen. Ons is juist nou op pad na hom toe. Dis ook nog waaroor ek jou wel gesien het. Sy kantoor het hierna toe geskakel. Hy het sy afspraak met haar gekanselleer. Kyk, Gerber. Daar kom 'n tyd wanneer 'n mens risiko's moet loop met jou job. Jou kind se veiligheid is op die spel. En Marina se broertjie se ook. As jy of sy julle aan jou Dressler stories wil onttrek, dan sal ek verstaan. Dis goed, meneer, maar antwoord is nee. Oké, maar as julle van plan verander, praat met my. Wanneer sien Winkler en Marina die staatspresident? Môreoggend. Redaksie? Wie praat nou? Christine Brewer. Hallo Christine, dis Karen. Jong, ek's eintlik op soek na Marina. En nee, sy is uit op 'n storie. Kan ek 'n boodskap neem? Man, ek wil haar nooi vir ete môre aand en ek is nou op pad Bloemfontein toe. Kan jy vir haar vra môre aand oop te hou? Nee, jong, ek is jammer. Sy vlieg vanaand Kaap toe 8:00. Is dit die Dressler storie? Seker maar. Het jy haar vlugnommer? Nee, maar ek dink is SAL. Okay, sê maar vir haar ek het gebel, hoor, ons doen dit maar aan 'n aand. En wanneer kry ek my Grimeer storie? Ek sal vir jou fax oor 'n uur. Vra vir Lappies, hy die foto's. Dankie. Bye. Okay. Bye. SAL. 8:00. Hallo ma, hallo Auntie Dot, dis 'n verrassing. Waar's pa? Seker nog by die Uniegebou. Hy werk deesdae so laat. Julle sal vir my moet verskoon asseblief. Ek moet gaan kos maak. Sy wil sien weer by die lughawe wees. Natuurlik, mevrou. Ek het sommer net 'n oomblik by Marina ingeval. Dankie Auntie Dot. Ek wil jou nie ophou nie, my kind. Ek het tyd, ma. Dit gaan nie goed met Tom nie, Marina. Ek verstaan jy was nou die dag by sy kantoor. Ja. Dis asof iets aan hom knaag vanaf Niels se dood. Ek weet nie of dit is oor en nie oor die ongeluk kan kom nie. Hy praat nie. Laaste tyd slaap hy nie en hy eet nie. Wat's aan die gang? Hoekom het jy hom gaan sien? Is dit die Dressler-affære? Ja. Waaroor het julle gepraat? Ek wou net seker maak van iets. Ek het die ander dag 'n onderhoud gehad met Dressler. Hy het 'n paar stellings gemaak oor Neil en oor pa. Ek wou net vir pa self vra wat aangaan. Wat se stellings? Dat pa Neil geld van hom gevat het. Hulle sou dit nooit gedoen het nie. Ek wou dit net uit pa se eie mond hoor. Wat word nou van Neil se verslag? Ek sien nou maak omtrent elke ander dag 'n berig daaroor. Almal soek aan almal. Moet julle nie maar die ding met rus laat nie. Hoekom? Neil is dood oor daardie verslag. Moet alles waarvoor hy geleef het nou nutteloos gemaak word net omdat ons die verlede wil begrawe. En as ander mense seer kry? Dis net die mense wat met Dressler saamgesweer het wat korrup is wat sal seer kry. En met hulle het ek geen simpatie nie, niks nie. En as dit Thomas Marina? Bedoel maar pa is skuldig. Nee, natuurlik nie.
Het pa ma hiernatoe gestuur om met my te kom praat? Natuurlijk nie. Jong, ek slaat, ek moet loop. Kom kuier vir ons as jy terugkom van die Kaap af. Ja, ma. Hallo Willem, hoe gaan dit? Goed, dankie. Mooi. Dat ek jou voorstel, Marina McDonald, dis Willem Pretorius, die privaat sekretaris van die staatspresident. Aangenaam. Aangename kennis. Jong, ek jammer dat dit ding voorgeval. Die baas is in raas vanoggend Pretoria toe en ons kan nie hele betyds laat weet om die afspraak te kanselleer nie. Wanneer is hy terug? Ek weet nog nie, ons het 'n ander afspraak reël. Hy het my gevra om verskoning te maak, dis baie jammer. Wel, ek wou nog in elk geval by buitelandse sake 'n draai gaan maak, so Marina. As jy nie omgee nie, sal ek en mevrou McDonald graag 'n bietjie wil gesels. Sekerlik. Mevrou, ek ken nie net die reputasie en die gedigte. Ek en my baas het groot waardering vir albei. Ons het groot waardering vir die man gehad en vir wat hy gedoen het. Maar die baas is 'n bekommerde man. Die man moes aan hom gerapporteer het oor sy vordering. Hy het nie. Hy moes gereeld tussentydse verslae aan die staatspresident gelewer het. Hy het nie. Stap, mevrou. Ek het hom gevra om alle dokumentasie, bewysstukke, bandopnames en alle tersaaklike getuienis in 'n sekere kluis te bewaar. Hy het dit nie gedoen nie. Daar was baie gepraat van 'n verslag wat hy die Vrydagoggend aan die staatspresident sou oorhandig het. Daar's geen enkele druppel getuienis dat so 'n verslag ooit geskryf is nie. Die tikster weet nie wat sy getik het nie. Dit was losstaande, onsamehangende stukke inligting wat sy nie kon verstaan nie. Mondelinge getuienis wat nie vir haar sin gemaak het nie. Mevrou, u het saam met die man geleef. Die staatspresident wil u vra, wat het u man aan u gesê? Hy het nooit met my daaroor gepraat nie, meneer Pretorius. Ek wens ek kon nie die versekering gee dat alles met hom in orde was. Maar kan nie. Klink soos verraad teenoor hom en ek voel skuldig want ek het nie verduidelikings nie. Maar ek kan nie glo dat hy julle in die rug sou steek nie. Hoekom gebruik jy die uitdrukking in die rug steek? Het jy soiets vermoed? Nee, is maar net 'n manier van sê. Is jy eerlik met my, mevrou? Natuurlik. Die president het gevrees jy sou soiets sê. Ek sê nie Neil was vals nie. Nee, maar dit is juist die punt. Dit is erger as die onsekerheid. Ek ken meneer Dressler. Hy's totaal korrup en immoreel. Ja, hy het baie mense beïnvloed. Staatspresident voel partykeer hy kan nie sy rug op hulle draai nie. Hy weet nie meer wie vir hom en wie teen hom is nie. En die ergste van alles is, die president weet nie meer hoe homself te verweer teen korrupsie en gierigheid nie. Want die mense wat dit pleeg, het geswoeg voor die mag van geld. Swakkelinge, lafaards, dwaase. Ek kry jammer, mevrou. Ek is seker u onsekerheid is baie groter as ons. Het julle hom klaar veroordeel? Veroordeel, nee. Bevraagteken, ja.
Glo u het julle in die steek gelaat. Ek dink die president voel so. Ja. Baie dankie. En nou, as jy so alleen hier sit, Wat anders moet ek doen? wat sê Willem Pretorius toe? Sommige niks. Hoekom is jy so ontwykend? Ek ken vir Willem. Hy sou nie met jou wou gesels net omdat hy tyd wou mors nie. Dis omdat die staatspresident hom so gebrief het. Ek het hom niks gesê nie. Luister, ou girl. Ek's aan jou kant. Ek's net 'n bietjie nuuskierig, dis al. Het iets jou ontstel, jong? Nee. Ek is maar net 'n mens. Ek wil ook partykeer in 'n kroeg sit en drink en dronk word soos 'n mens. Ek wil nie vra nie, ek wil nie antwoorde bedink nie. En ek wil nie gepla word nie, of verstaan jy dit nie? Marina, jy's getrek. Nee, Winkler, ek is nie getrek nie. Ek is wat in die algemene omgang bekend staan as dronk. Gee om. Hel nee. Hulle sê 'n dronk vrou is 'n engel in die bed. Wat die hel dink jy doen jy, man? Onvoorspelbare dinge vroumense is hulle nie. Marina. Dis ek Winkler. Ek's jammer, maak oop asseblief. Gaan weg. Ek het nie bedoel om jou te beledig nie. Dit was net 'n grappie. Marina. Dis ek, Gerber. Wat sê die SP? Niks. Ag kom nou, Pop. Die koerant betaal vir jou 'n trip Kaap toe. Net nie vir my sê die staatspresident wil jou al die pad Kaap toe kom aan, het niks om vir jou te sê nie. Hy was nie daar nie. Ek het hom nie gesien nie. Ek het toe met sy privaat sekretaris gepraat. Dit het gegaan oor Neil. So, dis persoonlik. Niks met jou of die nuusblad te doen nie. Okay. Donker gesig in die wind, koken verraaiend kring noodlot sy vinger, ook so deur jou hand. En te gene vrou, wat sade van verdriet moet saai. Ek, te gene vrou, kan sien wie verraai.